Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Nommer 7 Media Produksie. Welkom by die John Deere Afrika potgooi reeks. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. Koos Blackenberg is 'n 4de geslag melk- en graanboer van die Weskaap, wie se gemeenskapsontwikkelingsprogram geskoei is op die slagspreuk 'n beter lewe vir almal. Koos het 'n BCom graad in landbouekonomie verwerf van Stellenbosch, maar die ondervinding wat hy op 'n paar besoeke aan die FSA opgedoen het, was van selfs groter waarde. Byvoorbeeld het 'n besoek aan die Universiteit van Wisconsin in Madison se Dairyland Initiative Koos en sy familie laat besluit om ook die Amerikaners se revolusionêre slaaphokke waarin hulle koeie huisves op sy plaas Klip Heuwel aan te bring. 'n beter lewe selfs vir hierdie man se koeie. Koos, vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Waar bevind jy jouself in Suid-Afrika? Waar het jy groot geword? Het jy fisies op die plaas, jou familie, jy weet, broers, susters, jou ouers, en dan natuurlik, wanneer het jy begin boer en hoekom? Ek is gebore in 1972. Ek is nou nie 'n vrou nie, so ek gee nie om my ouderdom weg te gee nie. Ek is gebore op in hierdie area waarin ons boer, in hospitale wat dinge naby. En ek het groot geword op 'n familieplaas waarvan my pa die 3de geslag was in die boerdery. En ek het nooit in my lewe getwyfel oor wat ek wou doen nie. Ek het hier groot geword en dit was altyd 'n geveg geweest van tussen die boeke en die plaaslewe. Die plaaslewe het altyd eers gekom in die boeke, maar het maar gesukkel om by te bly. Kyk, ons het in 'n era groot geword sonder selfoon en internet en die klasse goeie. So ons het die plaas was ons absoluut alles geweest. En ek is toe toe ek klaar gemaak met matriek was ek 'n jaar in die weermag. Ek was nog van die laaste ouens, op tweede laaste verpligte inname in Suid-Afrika gewees in die weermag. Toe is ek my pa het vir ons sê ons mag nie kom boer as ons nie 'n graad het nie. En ek is toe Stellenbosch toe, ek het 'n BCom landbouekonomie graad gedoen. En toe is ek vir 6 maande Amerika toe, het ek daar gaan werk op 'n melkplaas en ook op 'n mielieplaas, op mieliesplan daar vir 'n boer, en ek was ook op 'n bietjie van 'n wheat run geweest met stroopers en goeders daar in Kansas. En toe het ek in 1995 plaas toe gekom en hier is ek nou nog aan die gang saam met die familie. Gedurende die groot Amerikaanse wheat run trek boerefamilies reg deur die somer oor die westelike vlaktes van die FSA, van Texas in die suide, deur Kansas en uiteindelik tot bo in Noord-Dakota, om duisende akkers graan te oes. Tydens die jaarlikse oesloop, wat strek van Mei reg deur tot November, kan jong aspirant boere aansoek doen om die reuse John Deere stroopers te stuur en hulle horisonne te verbreed, terwyl hulle in die proses waardevolle ervaring opdoen. So vertel ons 'n bietjie, waarmee boer jy en hoekom? Ons het 'n gemengde boerdery, ons het 'n melkery, en dan het ons 'n graanboerdery wat bestaan uit koring, canola, en ons het so 2 jaar terug of 3 jaar terug het ons bietjie met gars ook begin. Ons doen gars, maar nie baie nie. Ons koring en canola is maar die hoof kommoditeite waarmee ons boer. En dan omdat ons 'n melkery het, moet ons kuilvoer maak en ons maak haverkuilvoer vir ons melkery. Ons glo daaraan om 'n wisselboustelsel te hê op ons landerye. So ons het koring, canola,
havergars en dan is ook medics of dan nou permanente weidingsklawers wat ons afwissel met die konings. Ons het 'n kombinasie, ons het verskeie wisselboustelsels, maar veral nou om hier naby die melkry het ons kuilvoer, haverkuilvoer wat ons kuilvoer moet maak vir die melkry. En dan miskien net om te verduidelik, ons het al in baie gevalle gesien dat die gemengde boerdery is beter as 'n noem dit dan nou maar 'n kanaal op 'n kommoditeit boerdery. Byvoorbeeld 'n melkry gebruik graan om die beeste te voer, om die koeie te laat melk gee. En die graanboerdery is dan nou 'n graanprodusent. Nou wanneer graanpryse in die wêreld laag is, dan doen voerkrale of melkrye dit gewoonlik goed. En wanneer graanpryse in die wêreld hoog is, dan sukkel melkrye of voerkrale dan gewoonlik om winsgewend te wees. So jy met die kombinasie van die twee het jy altyd een met wie dit redelik gaan. So jy die lekker ding, so, maar nou wil ek vir jou vra, jy weet, juis oor wisselbou wat so interessant is, hoe oud is die konsep? Ek bedoel, ek kan nie onthou, jare gelede was dit algemeen nie, of sal ek sê selfs so gediversifiseerd soos julle nie? Ja, die konsep van wisselbou ek dink dit was in 1986, het die regering 'n skema gehad waar as jy klawer weidings gevestig het in ons area, het hulle jou vergoed daarvoor. Dit is 'n regeringsinisiatief gewees om wisselbou te begin, maar ons het gesien oor die jare dat die voordele daarvan is ongelooflik. Die manier hoe ons grond verbeter het. En dan daarmee saam met ons in 2003 begin met minimumbewerking, wat ook 'n groot verskil gemaak het in ons grondgesondheid en die potensiaal van ons grond. Wat was die regering se motivering in 86? Praat onder korreksie, maar ek dink ons het te veel graan geproduseer. So ons het meer koring geproduseer in Suid-Afrika as wat ons verbruik het. En die idee was om wanneer ons dan nou klawerweidings gevestig het, dan sou dit veroorsaak dat ons meer ons veefaktors sou verhoog het op ons plase, wat dan nou die risiko sou verdeel tussen die graan en die veevertakkings. Ek sien, dit is baie interessant. So nou, ironie genoeg is in Suid-Afrika vandag produseer ons minder as 50% van die land se verbruik aan graan en koring. So as mens nou kyk na die Wes-Kaap, nee, ek neem aan is julle melkery dan nou die hart van die organisasie. Ja, ons het altyd gepoog om 50% van ons inkomste uit graan en 50% van ons inkomste uit die melkery uit te kry, maar dit is hoe die ontwikkeling nou in die besigheid plaasvind. Dit is 65% van ons inkomste vandag kom van ons omset kom uit die melkery uit, so 30% uit die graan uit en dan 5% word opgemaak deur vleisbeeste, Angus vleisbeeste en vleismerino skape. So jy sê nou omset, as 'n persentasie, waar maak jy die meeste geld? Dit hang af van die jaar. As ons 'n goeie graanjaar kry, dan het hy die vermoë om die melkery te klop oor 'n jaar. Maar ons het nou in Suid-Afrika, wel in die Wes-Kaap, spesifiek by ons het ons nou 5 jaar onder gemiddelde reën gehad en die reën was 25% onder langtermyn gemiddeld vir die 5 jaar. So ons het in hierdie 5 jaar het ons 3 moeilike graanjare gehad waar ons produksies nie goed was nie en dan het die melkery goed gedoen. So dit hang baie af van die omstandighede, maar die melkery, dink ek, hierdie graanboerdery wat winsgewendheid betref, dalk geklop die laaste 5 jaar. Hoorie, en ek dink nou my jare, ek het nou vir jou net voor ons nou begin het met die gesels het ek vir jou sê ek was in die Kaap en ek onthou altyd, en is nou juist ek onthou het goed, want is my vangenoot, die Basson familie, wat is dit Darling, ek kan nou nie onthou nie. Ja, Bassons van Darling wat Lentefris melkery besit en bedryf. So ek wil vir jou vra, hoeveel melkerye is in die omgewing? En is dit ook dieselfde wat mens vind die res van die land hoe die plase meer konsolideer, die melkerye konsolideer of is daar nog dieselfde hoeveelheid spelers daar? Nee, die melkplase daar is oor 2 weke weer 'n plaas so 4 km van ons wat ophou melk en waar die manne die melkery verkoop.
Die so melkplase en melkprodusente is besig om nog steeds te aanhou daal. Ek dink 15 jaar terug was daar 6,000 en daar is nou 100. Ek weet nie of ek is onseker, maar ek dink daar's definitief minder as 1,000 melkbode in Suid-Afrika oor, heel wat minder dink ek. Sure. So maar wat ons sien is dat die melkproduksie nasionaal bly styg met tussen 0 en 2.5% as ek praat onder korreksie. So produksie bly styg, maar die produsente eenhede word definitief minder. En hoekom dink jy styg dit? Dit styg as gevolg van tegnologiese vooruitgang. Die inbring van tegnologie binne 'n melkboerdery dit is ongelooflik wat dit vir jou hoe dit vir jou help. Die nadeel is dat die tegnologie is duur. So om die tegnologie te kan bekostig en om aan die voorpunt van tegnologie te bly, moet jy ongelukkig groei en moet jy meer doen met minder. Anders dan gaan jy nie bybly in die tegnologiese verandering binne die bedryf. So ek wil sê dis daai klassieke landboufenomena, die jou kapitaaluitleg word net groter, maar as jy vroeg in was of jy doen dit nou al vir jare, dan is dit die transisie is ek sal sê minder moeilik. Dit is heeltemal reg. Dit is as ek vandag moet kyk na 'n melkery besigheid, dan wil ek amper vir jou sê en ek dink die Vrede melkery in die Vrye State, alhoewel daar 'n ander moeilikheid was, maar was 'n sprekende voorbeeld van jy bou nie 'n melkplaas vandag uit die grond uit nie. Jy moet baie diep sakke hê met dit doen en dit gaan jou lank vat om jou besigheid terug gewend te kry of terugbetaal te kry. So dis 'n ding wat maar oor tyd ontwikkel het, maar die druk is maar op jou die hele tyd om by te bly in terme van die veranderings wat plaasvind. So jy het nou genoem van natuurlik om voor te bly, jy weet, dis duur. Dit sit nie enige man se broek nie, jy weet. Beskou jy dit as die moeilikste deel van boer? Is daar ander goed wat baie uitdagend is, wil ek sê, wat die man op straat nie van bewus is nie? Ja, kyk nee, ek dink die grootste uitdaging in landbou vandag is om volhoubaar te wees. Nou dit beteken, en nou wil ek heel bo aan sit finansiële volhoubaarheid, want as wat ons doen nie betalend is nie, dan is ons besig om die kapitaal wat hier lê te vernietig. So ons binne in die omstandighede van veranderlike weerpatrone en ook in 'n land waar die feit dat jy 'n wit kommersiële landbouer is, dit voel of jy aangeval word die hele tyd, daar word aan mekaar geleide gemaak oor grond dit en grond daai en ons weet al die goeders. So daai mens kan jouself probeer instel dat die goed jou nie affekteer nie, die geleide van die dag as ek dit so kan noem, maar dit het maar 'n uitwerking op jou, want ons opereer in 'n globale wêreld en klanke en geleide wat verby jou kom, die moet jy optel en jy moet reageer op. Nou is dit moeilik om te sê ek wil reageer op alles wat in die koringmark en die melkmark gebeur en die tegnologiemark gebeur, maar ek gaan nie reageer op wat in die media aangaan rondom beleid en ons regering nie, want ons is 'n rolspeler binne 'n ekonomie en ons moet opereer gegee die omstandighede wat hier is en dit word bepaal deur ouens wat nie deel is van ons besigheid hier, dit is die regering aan die buitekant. So daai is en ek dink dit maak seker Suid-Afrika ook baie uniek in daai opsig, nê, want ek kan nie dink aan ander lande waar dit appels met appels is of soortgelyke uitdagings of waar die boer dieselfde uitdagings het nie. Ja, kyk ek dink ons as mense wêreldwyd is seker maar so dat jy sal oral jou vertel en op sy plek is dit die moeilikste. Maar ek dink heidaglik in Suid-Afrika is dit taai en die onsekerheid is maar die hele tyd hang maar die hele tyd in die lug. So te midde van dit om jou besigheid en dan is dit moeilik om altyd te motiveer kom ek moet herinvesteer in my besigheid. Want ek bedoel ja, so maar dit moet jy aanhou doen in landbou vandag. Moet jy aanhou herinvesteer, jy moet aanhou beter word en jy moet aanhou groei. Dit binne in hierdie omstandighede waarna ons nou verwys. So dit sluit nou mooi aan by my volgende vraag, jy weet hoe die besigheid in aanhalingstekens van boerdery dan verander oor die jare. So definitief die regering se impak speel 'n groot rol wat nie daar in ek wil sê 1986 was dit 'n positiewe rol wat gespeel is op daai stadium. Hoe die besigheid van boerdery verander oor die jare.
Ek dink een van dat 'n klomp ongelooflike veranderings plaasvind, maar die een is die feit dat ons oorgaan het van beheerde markte na die vrye mark. Nou, in 'n beheerde mark was daar 'n prys gewees vir jou produk, maak nie saak wat die omstandighede was nie. Daar was altyd 'n prys. In die vrye mark moet jy gaan beding vir jou prys en gaan meeding ou aan die ander kant van die pad, of teen jou buurman, of teen die ou in die ander provinsie, of in die ander streek, of in 'n ander land. Ons grootste kompetisie vir koringboerdery in Suid-Afrika is ouens in Kazakhstan waarvan die meeste van ons koring ingevoer word. So dit het heeltemal die prentjie verander ons. Ek dink boere in die vorige geslag het 100% op produksie gekonsentreer, want die mark en die prys was vir hulle beheer. Maar vandag is dit nie so nie. Ons kan nie net aangaan en 'n ding produseer as daar nie 'n mark vir hom is nie. So dis 'n ongelooflike groot deel van ons daaglikse bestuur. Nou nie net met 'n melkry is dit nie net die verkoop van die melk en die kwaliteit daarvan nie, maar dit gaan ook oor die aankoopkant. Jy moet mielies aankoop, jy moet lucerne aankoop, daar's konsentrate. Ons het 'n klomp insette in ons besigheid en dit moet alles bestuur word en dan moet huiswerk gedoen word rondom dat ek die regte produk teen die regte prys by die regte persoon koop, by die regte maatskappy koop. So dit is die data klomp goed verander. So hoe gaan mens dan te werk om seker te maak of wat se sisteme of sagte ware of hoe maak jy seker jy koop wel en ek wil soos hulle sê, Engelsman sê is 'n calculated risk, nee. So jy alles daar's risiko, maar dit is daarom jy het 'n bietjie beheer oor dit. So hoe maak jy seker jy koop altyd teen die regte prys of jy verkoop teen die regte prys of nie te vroeg of te laat of wat ook al? Wel, ek dink in die eerste plek moet jy toegang hê tot inligting, né? Hoe meer inligting jy het, hoe beter besluit kan jy neem. So hier speel die internet 'n groot rol. Ek wil jy weet jy kan enige plek op 'n land of buite in die veld of in jou kantoor wees en jy kan met 'n selfoon en 'n rekenaar presies sien wat maak die rand vanoggend, wat maak Safex, of wat jy kan met jy het maar altyd kontakte, né? Jy bel ouens in die lucerne gebied en sê hoorie waarvoor, wat kry die lucerne boere nou op die plaas? Dan gaan jy weer na die transporters toe en sê jy maar wat is die going rate vir vervoer af Kaap toe van byvoorbeeld nou Prieska af of Douglas of waar jy ook al aankoop. So dit gaan oor 'n netwerk wat jy bou van mense wat jy ken en dan om jou huiswerk te gaan doen op die internet en seker te maak dat jy weet wat aangaan in die markte en die tendense. So wat is die grootste veranderinge wat jy geïmplementeer het oor die jare op die plaas en hoe vergelyk ek met die res van die landbouindustrie in Suid-Afrika? Is daar iets wat eksepsioneel anders is of uniek is of moet jy julle dinge benader? Kyk, elke bedryf dis eintlik 'n baie wye vraag wat jy vra, want elke bedryf het sekere veranderings wat in hom plaasgevind het wat instrumenteel was in die verbetering van die bedryf. Ek bedoel so byvoorbeeld het ons in die Kaap in 2003 ook begin om slaaphokke te bou waar in ons behuising gebou vir ons koeie om die omstandighede waar binne die koeie slaap en eet en water drink te verbeter. Ek moet vandag ek sê dit is 35, 36 grade hier buite. 'n Vrieskoei hou nie. 'n Vrieskoei wil nie eintlik temperatuur hê oor 15 grade nie. So hulle staan nou in skade weer onder slaaphokke. Daar's spreiers wat hulle nat spuit en daar's groot waaiers wat hulle koud waai. Als goeders om te probeer om dit vir haar makliker of meer gemakliker te maak dat sy kan konsentreer op melkproduksie en nie daarop om vlee weg te waai of om te probeer kyk waar sy kan 'n skaduweekolletjie kry om van die hitte ontslae te raak. Dan is daar goed soos die koeie se identifikasie. As 'n koeie in die melkstal instap, dan sal jy rekenaar wat aan nommer lees en al die inligting van daai koeie is onmiddellik beskikbaar en ons monitor hulle alles. Ons kyk hoeveel hulle eet, ons kyk hoeveel melk hulle gee vanoggend, vanmiddag en vanaand en ons kyk wanneer hulle op hitte is. Ons kan alles word met 'n rekenaar en met inligtingstegnologie bestuur. En dit is nou maar net aan die melkery kant. As jy kom na die koring toe, dan het dit 'n enorme impak op gehad. Dit is 'n eenvoudige ding soos GPS, om GPS te gebruik om jou spuit of jou trekker of jou stroper mee te stuur. Want soos in enige 'n boerdery vandag is 'n fabriek en ons produktiwiteit en ons effektiwiteit moet net eenvoudig altyd so goed wees as wat ons kan.
En dit is wat GPS tegnologie vir ons gebring het. En dan daarmee saam, wanneer ons regstellings maak met kalke en fosfate en kaliums, dan kan ons dit gaan doen presies die hoeveelheid wat die regte plek nodig het. Ons gaan nie meer en strooi een ding van een kant na die ander kant oor 'n land nie. Ons vat die regte hoeveelheid in die regte plek. So kan ek aangaan. Dit is klomp goed wat baie verander het in die laaste klomp jare. So jy het vir my interessante voorbeeld genoem van jou koeie wat nou in 'n gekontroleerde omgewing wy. Jy weet, waar kry julle die idees? Is dit iets wat julle raak Google? Is daar ander lande waar hierdie tipe van boerdery ounies is of waar kry julle die idees? Kyk, ek het in 1995 op 'n plaas gewerk in Florida. Florida is hulle sit geweldige in hulle somers daarso met baie hoë humiditeit. So die hele idee van behuising kom of vir my kom daarvan af. Daarna is ons 'n klomp jong ouens gewees wat gaan werk daar en van ons het met daai idee begin om te sê maar jy moet ons nie dalk maar ons koeie ook in behuising insit. En eintlik ons grootste uitdaging was in die winters. Ons winter baie nat en koud en ons sit skil met ons koeie se voete in die winters. En ons het eintlik die behuising gebou vir die winters want ons het in die winter produksie gehad vir somer. Omdat ons die winterse probleme uitgeskakel met behuising het ons agterkom met somerhitte is nou was ons volgende uitdaging wat ons ook gespreek. Maar om jou vraag te antwoord. In 2003 byvoorbeeld was ek op 'n baie interessante trip aan Amerika waar ons vir 7 dae lank intensief het na behuising, maar ook ons was by die Universiteit van Wisconsin in Madison. En daar doen hulle ongelooflik baie navorsing oor Holstein koeie en hulle behoeftes aan behuising. So ons was omtrent 'n groep van 4 gewees wat baie goeie inligting daar gekry het en wat vir ons net eenvoudig dat besef het dat dit is die pad om te gaan. So ons het dit maar getab by die Amerikaners wat betref dit. Die Dairyland Inisiatief van die Universiteit van Wisconsin dien as 'n bron van idees en aanbevelings, ontwikkel deur die gebruik van kliniese en akademiese navorsing wat gemik is daarop om die gesondheid, produktiwiteit en welsyn van die melkkoeie te optimaliseer ten einde 'n ekonomiese lewensvatbare en kompeterende melkindustrie daar te stel. Die Wisconsin Bloudruk moedig die konstruksie van welsynvriendelike behuising, nalanstekens, vir melkkoeie aan, om hulle welvaart, gesondheid en produktiwiteit te verseker. In die proses word soveel as moontlik navorsingsgebaseerde biologiese standaarde geïnkorporeer ten einde huidige beste praktyke, of soos Engelsman sê best practices, te bevorder. So, watter masjiene of toerusting het die grootste impak op jou boerdery? Kyk, die feit dat ons werk met presisie tegnologie of dan nou GPS tegnologie het 'n groot impak gemaak. Ons het byvoorbeeld as jy vat net 'n ding so spuit wat nou chemikalieë uitspuit op jou grond, dan nou sê maar ons stel jy spuit nou swammer. As jy nou byvoorbeeld 'n kamp spuit wat 100 hektaar, jy baie keer 110 hektaar se gif of se chemie gebruik om dan nou die kamp te bespuit want jy was so onapparaat geweest. En in sekere gevalle het hulle gegaan na 15% oorbenutting van chemie op dieselfde grond. So met die koms van tegnologie of dan die GPS sturing en presisie spuitery kon ons daai persentasie afbring na binne 1% toe van wat dit veronderstel is om te wees. So ons effektiwiteit en produktiwiteit het ongelooflik verbeter met die gebruik van daai tegnologie. Is hierdie tegnologie ook, is dit 'n proaktiewe ding wat van die chemikalie verskaffers afkom? Want ek nou gespot het, die manne het obviously vir jare het hulle lekker geskep, soos die pap gereën het, omdat hulle 20% te veel chemikalie gebruik het. Of wie dryf daai? Ja, nee, dit is iets wat jy kry saam met jou, as jy nou 'n John Deere man is, dan saam met jou John Deere toerusting, of dan nou saam met Keis of nie, dan mag jy self 'n toerusting gebruik, maar dit koop jy en is deel van jou trekker en jou stropper en jou spuit ensovoorts.
So, hoe dink jy gaan tegnologie landbou verander in die volgende 10 jaar? Ek bedoel, dit klink vir my julle manne in terme van die Internet of Things, julle is daar. Hoe sien jy gaan hierdie internet ding verander en groei? Ja, kyk, dis 'n baie moeilike vraag. Ek dink as ek die antwoord gehad het, sou ons skep rekord wees kon word. Maar kom ons ons moet kyk na waarmee is die mense nou besig? Hulle is besig om trekkers te bou wat nie met operateurs werk nie, maar wat van 'n rekenaar af kan werk. Hulle is besig om spuittoerusting te bou wat gaan kyk wat die onkruid kan identifiseer en net die chemie op daai onkruid plaas en nie meer oor die hele oes nie. So dis van die goeders wat aan die gang is. Maar dit is alles in ontwikkelingsfases en ons op die kommersiële kant moet maar wag en sien watter van hierdie goeders gaan gekommersialiseer word. Met ander woorde, watter van die ontwikkelings gaan so kom dat dit, en ek dink die ouens is besig om te werk aan, maar sekere van die goed waarmee hulle werk gaan uitgerol kan word op plaasvlak, waar jy gaan dit gebruik in 'n kommersiële boerdery. En ander van die goeders gaan byvoorbeeld nooit miskien nie ekonomies genoeg om te kan aanwend. So dit is iets wat mense moet dop hou die ontwikkeling wat aan die gang is, maar dit is baie moeilik vir my om te antwoord en sê hoe en waarmee gaan ons werk in die oor 10 of 15 jaar van vandag af. Dit is onseker, ek weet nie. Koos, wat is die belangrikste besigheidsles of selfs lesse, want ek weet daar is nie altyd ene nie, wat jy tot dusver geleer het? Ek dink kyk dis die ek weet nie wat die Amerikaanse woord is, maar dit is seker nou 'n klise, maar daar is 'n gesegde wat sê om te meet is om te weet. Nou ons almal praat daaroor en ons ken dit, maar as jy in boerdery en in landbou begin om alles te meet wat jy doen. En om om 'n ding te meet is een ding, maar die weetgedeelte is vir my van, okay, ek het nou hierdie inligting, wat gaan ek daaromtrent doen? En hoe gaan ek dit aanwend? Rekenaartegnologie, ek sê al spreadsheet, as jy vir hom 'n klomp inligting gee, dan gee hy vir jou 'n antwoord. So ek het net agtergekom in ons besigheid in dat ons moet alles wat ons kan meet, moet ons meet. En dan die besluite wat ons daar omtrent maak, moet gebaseer wees op feite. Kom ek sê vir jou, weet nie eenvoudige antwoord. My pa het toe alleen geboor het, en klaar ons het na geld in die bank, en dan dink nie, maar hy moet nou daai trekker nou vervang met 'n nuwe een, dan gaan van gekoop hy aan die ene. En sê, en toe kom die kinders op die plaas, en toe op die eerste plek is, omdat ons jonk is en hy ouder is, dan challenge jy die ou om te sê, maar ek dink jy is met daai vervang nie, ek dink ons met daai vervang. En so het ons was daar altyd 'n gespreksvoering geweest om bijvoorbeeld watter toerusting moet ons nou vervang. En toe sien ek maar ek kan nie hierdie fight gaan nie wen nie. En toe begin ons net 'n eenvoudige ding sê, ek gaan kyk na elke trekker, wat het ek in hierdie jaar, in elke kalenderjaar spandeer het beraad koste daai trekker en hoeveel ure weggeloop. En dan word as ek 4000 spandeer het en ek het 1000 ure gedoen, dan kos hy my R4 per uur. En as jy al die trekker mekaar aan die einde van die jaar, dan sien jy sien, dat skien ek dopie uit wat jy dink, ek weet hy was 1 of 2 of 3 keer ek het my reggemaak gaan aan, maar sy reparatiekoste lê op R36 per uur, terwyl die gemiddelde reparatiekoste aan mense al op R15 is. En dan kan niemand meer meneer gee om sê, maar daai is die ene wat my geld kos, ek wil hom uithaal met vloot ek nou vervang. So dit maar net, ek noem net die voorbeeld, maar dit is net iets waar om te meet en om met 'n boekstaaf en om die inligting te hê en te verwerk, jy staat stel om met glo beter besluit te neem. So wat se raad het jy vir 'n jong opkomende boer ten jy weet einde nuwe geleenthede te identifiseer of jy net op 'n sekere manier na die boerdery te kyk of net om ek wil sê generiese duursame foute te vermy? Ja, ek dink die hart van 'n boerdery vandag is niks anders as die hart van enige besigheid. So ons as jy boer, bedryf jy in die heel eerste plek 'n besigheid. So dit is verskriklik belangrik dat jy doodseker maak dat jy doen, gegee die risiko's waarna ons is, dat daar vir jou winsgewendheid en volhoubaarheid ingebou is. So moenie in 'n bedryf instap
as jy nie doodseker is dat dit wat jy gaan doen en dit wat jy aanpak gaan werk nie. En jy kan net dit maak werk deur genoeg huiswerk te gaan doen. Gaan gesels met ouens wat suksesvol is in 'n bedryf wat jy wil toetree toe. Inligting, ons almal leer lesse, maar dit is nie nodig om elke keer die wiel van vooraf te ontwerp nie. Daar's suksesvolle stories daar buite en as jy wil toetree tot 'n bedryf toe gaan haak aan in daai ding. Ons het al hoeveel keer gehoor van suksesvolle mense wat ander mense gehad het by wie hulle in tap. Ek sê altyd net gesê ek was in Amerika gewees waar ek inligting baie gekry het oor hoe baie slaap 'n koei. Hoe moet die plek lyk waar sy lê? Wat is eintlik haar behoeftes? So die inligting is daar buite. Ons het nie nodig om foute te maak alweer. En ongelukkig is dit so dat daar so altyd boere per dag of produsente per dag wat toetree in 'n bedryf en 'n ding doen op sy manier. En dan later agterkom maar dit werk nie, maar dan het jy nie die huiswerk van doen daar buite en die inligting van haal waar daar is om seker te maak dat jy nie foute maak nie. Wat is die grootste uitdagings en geleenthede met die gemeenskap en die plaaswerkers op die oomblik? In Suid-Afrika of die ANC het altyd 'n gesegde gehad so by jaar terug 'n beter lewe vir almal. En dit is iets wat ek ter harte geneem het. En ek dink dit gaan hier oor of die ANC se lees, of dit moet die lese wees van almal van ons wat in Suid-Afrika is en wat hierso besigheid doen. So vir my, ons het 65 mense in diens en dit is vir my belangrik dat elkeen wat deel is van ons besigheid moet beter aan toe wees aan die einde van 'n jaar as wat hy in die begin van die jaar was. So ons moedig mense aan om onsself te bemagtig. En dit klink nou baie elementêr, maar byvoorbeeld vir iemand om in 'n posisie te kom waar die besigheid hom kan help om byvoorbeeld sy eie voertuig aan te skaf. Ons besef nie, ons klim elke dag in ons bak en ons ry daar toe, die vrou die kar en sy gaan haal die kinders by skool en jy wil winkel toe ry winkel toe, maar om nie eie vervoermiddel te hê. In 'n land soos Suid-Afrika waar ons openbare vervoerstelsels as gevolg van ons land se infrastruktuur glad nie nawees is vir my is dit vir ons, vir baie van ons is dit 'n basiese ding. Maar wat baie mense in ons land het dit. So ons as 'n besigheid probeer om ons ouens die finansiële dissipline te leer dat hulle op 'n punt kan kom waar hulle bijvoorbeeld reining kan aanskaf. Of iets soos 'n outomatiese wasmasjien. Ja. Nee, ek bedoel in Suid-Afrika ek seker 90% van die mense in die land was met klere met die hand. En 'n outomatiese wasmasjien te hê is wonderlik. En baie van ons vat dit goed as vanselfsprekend, maar plaaswerkers wat ongeskoold is, het nie in die verlede altyd daartoe toegang gehad nie, om krag en water in hulle huise te hê. Ons regering werk aan hulle ver agter. Op plase, die landbou gee dit al lank al vir ons mense. Skooltoilette. So ons moet, as jy besigheid wil doen in Suid-Afrika en jy wil boer in Suid-Afrika en jy gaan net nie veel werksmense beter maak as wat hulle dit gehad het nie. Dan dink ek hoort jy nie, want ons is agter met dit. En ons moet nooit ophou werk daaraan. So ons het in ons besigheid het ons 'n ou gebou gevat en hom verander in 'n biblioteek. Dit het 'n boeke en goeders in en dit is 'n plek waarvan ons kinders wat op die skole sit ook sê maar met 'n vak soos wiskunde, daar's ons wat kom van die Israel was net klasse gee. Die vrouens op byeenkomste daar. Ons het al leierskapsopleiding kursusse daar gedoen in die biblioteek vir ons eie werksmense en ook vir mense in die weier in die gemeenskap. En ons het, my ma was instrumenteel in die vestiging van 'n kleuterskool in ons gemeenskap. Ons so 120 kinders, ek dink nou daar in die kleuterskool, hulle kry elke dag meer van die plaas af vir hulle pap wat hulle eet soggens. Dis verniet. So ons is betrokke in die gemeenskap en ons poog reg daarna om 'n positiewe bydrae te maak in ons gemeenskap. Ons sê daar's 'n ding soos swakbemagtiging op. Ons moet nou aandele in ons besigheid of grond vir ons mense gee, maar dit gee nie vir hulle 'n beter lewe nie.
die goed wat hulle elke dag in hulle lewe gebruik, as jy dit kan beter maak en kan meer maak, dan lewe mense beter. Nie as jy vir 'n stuk grond gee nie. Grond beteken niks as jy nie produktief daarop kan boer. So is 'n laaste vraag vir jou. Wat se tegnologie, wat beïndruk jou? Wat se apps is daar wat vir jou, behalwe nou, ek wil nou sê, of dit nou persoonlik vir persoonlike gebruik is of vir die besigheid, wat beïndruk jou? Dit is ongelooflik hoe toepassings soos WhatsApp, nee, dit wat jy daarmee kan doen, hoe jy met mense kan kommunikeer, die inligting wat jy daarop kan weergee, dit is ongelooflik. Ons het stolpunt besproeiing ook hier in ons besigheid en ons sit in beheer, ons kan sien wat is die drukke op die spulpunte, loop die pompe, staan hulle, wat is die probleme, ons kan kyk deesdae op ons selfone, waar in die kamp loop my skape nou, en is daar iemand of 'n ongedierte wat my skape rondjaag. Ons kan sien wie stap in 'n pomphuis in en wie stap uit die pomphuis uit. Ek bedoel, so dis daar ongelooflik baie tegnologie wat 'n mens net jy kan nie glo wat jy kan doen nie. En die stroom hou aan met kom, maar daar's heel dag nuwe goeders wat uitkom wat ook aan my nie besigheid en so dis nie, is ongelooflik. Ek kan nie vir jou een ding noem nie, al hierdie goeders saam maak dat dit wat jy kan bestuur, die enige ding wat jy kan kry, waar jy in die wêreld ook al is, dit is absoluut ongelooflik. Koos, verskriklik dankie vir jou tyd. Ek het nou baie lekker met jou gesels. Dankie vir jou geduld ook, man, dat ons nou deur hierdie ons het dit daarom maak werk deur die dodgy internet, maar is heerlik om jou te gesels, hoor. Verskriklik dankie vir jou tyd. Dit is 'n plesier. Okay, Koos. Alright. Mooi bly. Ja, dis kom jy hoor. Baie dankie dat jy geluister het. Onthou, jy kan die John Deere podcast reeks kry op Apple Podcasts of Google Podcasts, Spotify of SoundCloud. As jy gehou het van hierdie episode en die reeks, asseblief deel dit met jou vriende en familie en ons sien uit om altyd van jou te hoor. So enige terugvoer sal ons opreg waardeer. Laat die wiele rol.